Nou gesels Jesus Christus met sy disippels terwyl hy met hulle saam is daar in die bofortrek en die dinge wat hy met hulle deel is dinge wat hulle ontstel het. Dit was vir hulle vreemd en dit was vir hulle oorweldigend. Later sou alles vir hulle sin gemaak het, maar op die oomblik toe Jesus dit met hulle gedeel het, was dit vir hulle vreemd gewees. Daar was groot onsekerheid vir hulle gewees. En vir hulle moes dit gevoel het asof hulle hele bekende wêreld uitmekaar uitval. Hulle het vir nagenoeg 3 jaar saam met Jesus rondbeweeg. Hulle het Jesus gesien, hulle het Jesus gehoor en hulle het gesien hoe Jesus wonderwerke verrig het. Hulle het geluister na die gesprekke wat Jesus gevoer het. En hulle het soveel saam met Jesus Christus beleef. Maar nou praat Jesus met hulle oor die feit dat hy sou weggaan. En uit hierdie gesprek met hulle gehad, terwyl daar alreeds soveel spanning in die lug was. En dan terwyl Jesus met sy disippels hierdie laaste paar oomblikke spandeer het, hierdie laaste paar gesprekke gehad het, kom Jesus en hy doen wat hy altyd so meesterlik goed doen, en dit is om hulle te bemoedig, ten spyte van die onsekerheid wat hulle beleef het. En Jesus bemoedig hulle, deurdat hy met hulle gesels oor die invloedryke werk van die Heilige Gees. En dan lees ons in Johannes 14, vers 16 en 17, en dit is juis ons teksvers. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees.